Here, ons is so dankbaar net vir u liefde. Here, dat u ons uitgekies het, Here. Die woord sê nog voor die fondasie van die aarde neergelê is, het u ons op ons naam geroep en het u ons uitverkies vir u koninkryk, Here. Here, dankie dat u woord sê, u het gesterf vir die hele aarde. Wag, hierdie gaan nie werk nie. Okay. Ja, Here, ons sê net vir u dankie. Dankie dat ons net kan stil raak voor u vanaand. En u net al die eer gee wat u toekom. Here, dankie dat daar niks is wat ons kan doen om dit te verdien nie. Dis alles uit u groot genade uit. Dis alles verniet. Dit is alles uit u liefde uit. Here, en ek bid vir ons elkeen hierso vanaand. Here, waar daar enige gevoel van bondage is, Here, enige gewoontes, enige iets wat ons weerhou om alles te word waarvoor u ons geroep het. Here, ek bid dat u elkeen sal aanraak vanaand. Here, en dat u deur u gees en deur die krag van u woord mense sal vrymaak van dinge wat hulle verhoed om dieper en hoër saam met u te gaan. Here, kom praat met ons, kom maak ons ore oop, kom maak ons oë oop, kom maak ons harte sag vir u woord vanaand, sodat u woord geplant kan word, Here, sodat iets kan groei. Here, sodat ons nie sal stil staan nie, maar dat ons sal groei en transformeer om meer en meer soos u te word. Ons bid dit in die kragtige naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Dankie, band. Ek gaan gou vra vir Reina, hulle om net gou vir my videoetjie te speel. Dan praat ons verder. You and I need to have a serious conversation. A conversation about what exactly? I can't keep doing this, man. This dynamic we got going is killing me. You literally do everything I don't want to do. Yeah, you're tripping, bro. It's not my fault you can't accept the real you. Talking about the real me? I am the real me. You're just what's keeping me down. Bro, quit lying to yourself. You're nothing without me. I'm your entire personality. I'm the reason you have friends. I'm the reason why people like you. Let's talk about it. You're the reason I can't sleep at night. You're the reason I don't look at myself proudly in the mirror. Boo-hoo. None of those are my issues. Whenever something comes up, I give you an escape. I help you feel good. Exactly my point, bro. You don't solve any problems. You just make them worse and give me more issues I have to face. Are you really that stupid, bro? Are you really that stupid? You can think what you want, but you know deep down, I'm really who you are. You're not anything close to what God created me to be. He created me to be much greater. God this, God that. What do you expect him to do? I'll always be with you. I am you. See, that's where you're wrong. It's not about what I expect. It's what I know. Right. Tell me what it is that you know then. I know that through him, I'm forgiven. And I can do all things, including overcoming my flesh. You wouldn't even dare. Actually, I would. Hoeveel keer voel dit asof ons so 'n conversation met onsself het? Van kom ons hou op, ek wil vrybreek, ek sukkel, ek haak vas. En jy het hierdie conversations met jouself, en ek het vanaand 'n vraag vir jou, en ek het 'n vraag, en ek wil hê jy moet aan jouself dink, en jouself evalueer, en ek het
Die Bybel praat van 3 tipe mense. Hy praat van, is jy 'n natural man, 'n carnal man of 'n spiritual man? En ek wil vanaand vir julle verduidelik wat die verskil is en vir julle verduidelik hoe lyk hierdie verskillende mense. Wie het geweet daar's 3 tipe mense in die woord? Niemand nie, behalwe Reinhard. 3 tipe mense, natural, carnal en spiritual. En ek wil gou vir julle sê wat is die verskil. As jy na die natural man kyk, dan kyk ons na iemand wat nog nie wedergebore is nie. Dis iemand wat nog nie hulle hart vir die Here gegee het nie en wat ongered is. En die woord verduidelik dit so mooi vir ons in 1 Korintiërs 2 vers 14. But the natural, unbelieving man does not accept the things of the Spirit, for they are foolishness to him. So die natural man is hy luister na die dinge van God, en as jy praat koninkryk, it's foolishness. Dis hoe jy weet, jy's 'n natural man. Hierdie dinge van die Here maak nie sin nie. Die kenmerke van so 'n persoon is, God se weë is dwaasheid. Het God regtig gesê, dis hoe jy moet lewe? Wat is die punt daarvan? Dis so oudmodies. Nee, dit maak nie sin nie. Hierdie geestelike goed. Dis natural man. En dan is daar 'n ander man in die woord van God. The carnal man. Het julle geweet dat 'n carnal man is 'n wedergebore Christen? Maar hy hak vas in sy vlees. En die woord praat daarvan, die woord praat van 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 3. I could not talk to you as spiritual man, but as to a non-spiritual man, a man of flesh, in whom the carnal nature predominates. So 'n carnal man is iemand waar die flesh predominate. Die flesh sê vir daai persoon hoe om te lewe. For you are still unspiritual, having the nature of the flesh. Paulus verwys eintlik hierna, hy sê, you are an infant in God, in coming to Jesus. En hier praat ons van mense wat gered is, maar hulle is onvolwasse. Hulle stry nog met hulle sondige lewe, sondige patrone, hulle kan nie loskom nie. En die probleem met hierdie gedeelte is, ja, nou het jy jou hart en jou lewe vir Jesus gegee. Dis baie normaal om dan besig te wees, om nog hierdie struggle van jou sondige lewe deur te werk. Dis waar jy begin. Jy begin as 'n infant. Jy begin as 'n babietjie in Christus, waar jy leer om te groei in hom. Maar weet julle wat is die probleem op die oomblik? Ek dink 90% van die kerk sit vas by carnality en hulle skuif nie na the spiritual man nie. En dis iets van ons onsself moet meet vanaand. Nou, ons is in proses, ons almal is in proses, maar ons is nie veronderstel om vas te haak by die carnal man nie. As jy al lank 'n pad met die Here stap, moet daar 'n skuif wees na the spiritual man. En die spiritual man is 'n gelowige mens wat die woord van God ken en wat deur die gees van God gelei word. Hulle is gehoorsaam aan God. They live a laid down, crucified life. En die woord praat daarvan in Galasiërs 5 vers 24. And those who belong to Christ Jesus has crucified the flesh nature with its passions, appetites, and desires. They live by the Spirit, let us walk by the Spirit. So dit praat van 'n lewe wat geroel word deur die Heilige Gees. So my eerste vraag vanaand, as jy hierso sit in die gehoor, wil ek hê jy moet jouself so 'n bietjie evalueer. Waar is ek? As ek 'n natural man het, wil ek vir jou sê, daar's goeie nuus. Jesus Christus het gekom om jou vry te maak. Hy het gekom om jou te red. As jy 'n carnal man is, ja, ons is almal in proses, maar ons is nie veronderstel om vas te haak in ons sondige patrone en natuur. Ons is veronderstel om te groei en te verander om meer so Christus te word. En dan het ons die spiritual man, die geestelike mens. En dis waarna toe ons moet groei as Christene. Maar dan staan jy ook nie daar stil nie. You haven't arrived. You keep on changing. Want die woord sê, be transformed into the image of Jesus Christ.
Nou die vraag vanaand is, hoekom sukkel Christene om 'n godly life te leef? Want dit is eintlik so hartseer op die oomblik. Jy het mense wat die Here dien, maar die vrug en alles wat in ons lewens aangaan, spreek nie van 'n godly life nie. En God wil nie hê jy moet vasgevang word in sonde, en jy moet hierdie las van sonde dra nie. En die groot rede hoekom ons vashak, en ons nie kan losbreek nie, want ons doen dit uit ons eie krag uit. Ek gaan opbou. Ek gaan nou, daai weet soos van ons sê, ons gaan gym toe, en jy gaan gym toe vir so 6 weke, en dan hou jy nie aan nie. Eie krag. Dit is hoekom baie van ons nie 'n godly life, of ons kan nie groei en mature in 'n spiritual man nie. En jy het net 2 dinge om vry te kom, dit is eintlik so eenvoudig. Jy het net 2 dinge nodig om jou vry te maak. Die woord van God en die Heilige Gees. Daai 2 bestanddele is genoeg om jou totaal en al vry te maak van jou sondige natuur. Jene, maar ons maak dit complicated hoor. Maar is net daai 2 dinge. Die woord van God en die Heilige Gees. Jesus sê self, dis een van die mooiste versies ooit. Whom the Son, yes, wat 'n beautiful, is dit nie die mooiste vers nie? Whom the Son sets free is free indeed. Hy wil nie hê jou joy moet van jou gesteel word nie. Hy wil nie hê jy moet met daai sonde las sit nie. Hy het gekom om jou vry te maak. En ons almal is in proses, elkeen van ons. Maar elkeen van ons hak by 'n ander plek vas. Van ons hak vas by ons aksies. Die manier hoe ons optree is dieselfde die hele tyd. Ons verloor dalk heeltyd ons nie meer. Ons hak heeltyd vas by daai sonde wat ons nie moet doen nie. Van ons is ons gedagtes. Ons kan onsself nie help nie. Ons gedagtes is in 'n sondige natuur vasgevang. Van ons is ons emosies. Ons word gelei deur ons emosies. Ons emosies bepaal alles. Hierdie is alles goed wat ons vashou. Maar ons aksies en gedagtes en emosies moet onder die beheer van die Heilige Gees kom. En as die Heilige Gees beheer het van ons aksies, van ons gedagtes en van ons emosies, hoe ons voel, dan begin jy 'n lewe van oorwinning leef. Nou, die vlees is baie interessant. Die vlees gaan nooit, hy gaan nooit weggaan nie. Hy gaan of groei of hy gaan shrink. Dit is die proses. Hy gaan of groei of hy gaan shrink. Jammer vir al my Engels so tussenin. En dit gaan afhang wat jy jou fleshly nature voer. Sekere goeders laat hom groei. Sekere goeders laat hom krimp, dat hy nie meer 'n effek het in jou lewe nie. Maar die woord sê baie duidelik vir ons moenie baklei teen versoeking nie. Die woord sê nêrens baklei teen versoeking nie. En weet julle, dis baie keer wat ons doen. Ek gaan nou net 'n voorbeeld. Jy reken, jy gaan nou met al jou pelle wat jy weet by die verkeerde plek uithang, jy sterk genoeg, you're gonna handle this. Wat eindig dan in daai storie op? Wat sê die woord van versoeking? Wat moet ons doen met versoeking? Kan iemand my sê? Vlug. Interessant, nee. Die woord sê, moenie baklei teen dit nie, vlug. Nou wat verstaan julle van vlug? Dit klink vir my, kom so ver as moontlik weg van enige situasie wat jou in versoeking gaan sit. En weet julle, dis waar die meeste van ons verkeerd gaan. Ons sit onsself in 'n plek van versoeking. Ons vlug nie van dit nie. So, I'm just leaving that thought out there. So jy moet afstand sit tussen jouself en die dinge wat jou in versoeking bring. Maar weet julle, die vlees is regtig goed om vir jou te jok. Hy is regtig goed om vir jou te jok. En jy is regtig goed om vir jouself te jok.
Maar ek wil vanaand net na 'n paar sleutels kyk. Daar is soveel sleutels, maar ek wil na 'n paar sleutels kyk wat vir my net soos my lewe verander het. En daai eerste sleutel wat ek vanaand wil van praat, is die belydenis van sonde. Moenie jou sonde vertroetel nie. Moenie sê, dis oukei dat ek aangaan met hierdie sonde nie. As daar sonde is in jou lewe en daar's 'n sondepatroon, en hier praat ek van mense wat 'n carnal man is, hulle is gered. Moenie eers dit probeer as jy nog nie Jesus aangeneem het. It's not gonna work. Jy het Jesus as jou verlosser nodig om totaal en al vry te kom. Maar the carnal man sit nou met hierdie sondepatrone. Hoe breek jy daarmee? Jy erken eerstens wat dit is. Gee dit 'n naam. As jy verslaaf is aan pornografie, sê, ek is verslaaf aan pornografie. Ek het 'n sonde wat ek moet van losbreek. Moet dit nie vertroetel en dit 'n ander naampie gee of dit goed praat nie. Ag, en dit gaan met alles, jou meer wat jy so verloor. Ag, dis nou maar hoe dit gaan in ons familie. Ons van 'n Merwe sê dit maar. Jammer vir enige van 'n Merwe wat hier so is. Dis nou maar hoe die van 'n Merwes is. Ons sê dis oukei. Ons sê dis oukei dat hierdie goeters aanhou heers in ons lewe. Die begin om met sonde te breek is heel eenvoudig om te sê, Here, hierdie ding moet gaan. I own up to it. It's sin. Noem dit wat dit is. Dis sonde en sonde sal jou lewe verwoes. Moet dit nie probeer goed praat nie, moenie vir jouself probeer sê dis oukei nie. Kom net by die plek waar jy sê, Here, ek bely dit as sonde en ek wil vir ewig en vir altyd van dit af wegbreek. Jy moet eers by daai plek kom. Anders kan jy nie losbreek nie. Jy moet voel oor sonde soos wat God oor sonde voel. En dit is, ek wil wegkom van dit af, Here. Hy vra nie dat jy dit uit jou eie krag uit doen nie, maar hy vra dat jy sal erken wat sonde is. Definieer sonde wat God sê is sonde. Moet dit nie goed praat nie. Dis die eerste sleutel. Want dit breek die sonde siklus. En die tweede ding is vir my so kragtig. God se teenwoordigheid breek sonde. Om verlief te raak op Jesus Christus as jou eerste liefde, sal sonde van jou laat afval. Jy kan hom nie as first love honor en dien en sonde indra in daai equation nie. Dit werk nie so lekker nie. So, as jy gaan Jesus pursue, nie sy benefits en sy feelgoed manifestasies nie. Ek praat hier van om in verhouding met hom te wees, om hom te hoor en om hom te sien en te ervaar. Sy presence sal toelaat dat sonde net van jou af begin afval. Want ons word verander om meer en meer soos hy te lyk as ons in sy teenwoordigheid is. So it won't stay. Sonder dat jy eers hoef te probeer, sal jy begin verander. Maar as jy jouself met goedkoop dinge volmaak, en goedkoop dinge sluit ek in, daai social media scrolling, wat ons almal op is. Nee? Drank, rook, dwelm, seks, pornografie, al daai goeders. As jy jouself daar in daai siklus en patrone het om jouself beter te laat voel. Daai goeders vul die gaatjie wat veronderstel is om sy teenwoordigheid vol te maak. So nou is jy so besig met daai, hy wil kom, hy wil homself aan jou openbaar en hy wil kom rus op jou, maar jou gaatjies is klaar vol met ander dinge. Hy roep jou uit om spasie vir hom te maak. En dan hierdie het my lewe verander. Ken wie jy is in Jesus. Weet wat jou identiteit is. Nou, ek wil vanaand vir jou 'n ding sê. Jy is nie 'n sondaar nie. Is enigiemand confused as ek dit vir hulle sê vanaand? Nie
Okay, lyk vir my julle almal stem saam met my. Jy is nie 'n sondaar. Ek is bly julle reageer so. Ek het nie so reageer nie. Ek het 'n besigheidspartner gehad in 2004 tot 2009. Hy het radikaal tot bekering gekom. En hy het my gechallenge. Ek en Rian het ook gesê hy's 'n Jesus freak. Ons het regtig gesê hy's 'n Jesus freak. Hy was net too much Jesus. Maar jy sien, dis voor die tyd wat ek en Rian al in daai ding gegroei het. As ek nou daaraan terugkink, dan dink ek, actually was ek nog 'n bietjie 'n carnal man, en hy was 'n spiritual man. Dis hoekom hy vir my soos 'n Jesus freak voorgekom het. Hy het altyd vir my gesê, Suzelle, jy's nie 'n sondaar nie. Ja, dan raak ek kwaad. Sê ek, hoe kan jy dit sê? Dis onbybels. Dit voel vir my soos blasphemy. Jy's nie 'n sondaar nie. Jy's nie 'n sondaar nie. Maar weet julle, ek het dit gehoor, dan sê hy altyd vir my, jy is heilig. Hy sê dit vir my, dan raak ek so kwaad, want ek voel nie dis Bybels nie. Maar jy sien, die probleem is, hy het dit uitgequote uit die Bybel uit. Nou sit jy nou met die woord van God, en jy gaan stoei met hom oor wat die woord, die Nuwe Testamentiese woord van jou sê, en jy worstel so bietjie met die Here daaroor, en dan gebeur iets. En weet jy, ek was eendag besig om na die skrif te luister, die woord van God, en daar was hierdie skrif, een van my favorite skrifverse, wat sê, you are the righteousness of God in Christ Jesus. Hoor gou mooi wat sê daai woord. You are the righteousness of God in Christ Jesus. Julle het enige idee hoe kragtig is daai woord? I, Suzelle, am the righteousness of God through Christ Jesus. Ek gaan dit weer vir jou sê. I have the righteousness of God through Christ Jesus. Nou ek het daai skrifversie gaan sit, julle, en ek het voor my Bybel gaan sit. En Rian is getuienis van nie, want ek is maar bietjie mal partykeer daar by die huis. Ek het gaan sit by my lesse en ek het daai skrifvers gelees en ek het daai skrifvers al soveel keer gelees. En die volgende oomblik het iets van my oë afgeval. Dit was so skille. Nou julle wat dink jy sy's koekoes? Hulle sê mos foolish things. As ons nie die spiritual ken nie. Daar het iets van my oë afgeval. En ek het net geweet, I'm the righteousness of God in Christ Jesus. En ek onthou, ek het na Rian toe gehardloop, hy het gesnor soos wat hy slaap, en ek het die bed geruk, en ek moes sê, dat iets gebeur, dat iets baie weirds nou gebeur. Ja, en hy was, ek dink nie as hy kan baie die conversation onthou nie, want ek dink soos 3 uur in die oggend. En ek het besluit, Here, as ek the righteousness is of God, Christ Jesus, ek hoef nou niks meer te doen. Ek hoef nie meer vroeg op te staan nie, ek gaan nie meer probeer Bybel lees, maar tot op daai punt probeer ek baie hard om regtig 'n Christ follower te wees. Dis harde werk. En dan kry ek dit so vir, wie van julle kry dit so reg vir so 'n week en 'n half, en dan val jy heeltemal van die bus af. Ken julle daai een, of is dit net ek wat daarmee gesukkel het? En dan voel ek baie sleg en baie jammer vir myself, dan kom ek weer terug na die Here toe, en dan begin ons weer voluit in my eie krag. Maar toe sê die woord, ek is nie 'n sondaar nie, ek is holy, blameless and irreproachable before God. En ek het net besluit, ek glo dit. En ek sê, Here, ek gaan nie meer vroeg opstaan, ek gaan niks meer doen nie. As U nie iets in my doen nie, gaan ek niks meer doen nie. En ek het net, en elke keer as ek gesondig het, hierdie was die sleutel, elke keer wat ek gesondig het ek vir myself gesê, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Terwyl ek gesondig het ek dit gesê. Wil julle weet hoe vinnig het daai sonde van my afgeval? Want ek het begin besef wie ek is. En toe ek besef wie ek is, toe begin my lewe dramaties verander. En Rian is 'n getuienis van dit, want toe begin die Here my vroeg in die oggende wakker maak. En dit is nou al 16 jaar later. Ek staan nog gereeld vroeg in die oggende op, because it's become natural for me. Maar daar was 'n change, daar was 'n identity shift wat in my binneste gebeur het, want ek weet, ek is the righteousness of God in Christ Jesus. So daar's 3 versies wat my lewe verander het, wat ek met julle moet share, want jy sien, dit begin by die woord, en dis die ander sleutel.
Die woord van God sal jou verander. Ons het 'n groot probleem. Die wat hulle Bybels hier het, steek dit op. Houston, we've got a problem. Here, die woord van God is jou swaard. Hoe het ons gedink ons gaan vrybreek van sonde sonder die swaard? Hoor julle hoe ridiculous is ons? Ons het gedink ons kan die sondige natuur, so vanaand as jy sê jy kan nie stop nie, gaan ek begin met, lees jy die woord van God? Dis waar my lewe begin verander het. Toe ek hierdie verse gevat het, en het uit my kop uit leer ken het, en die verse is 2 Korintiërs 5 vers 21, in him I'm the righteousness of God, Galatians 1 verse 22, I'm holy, I'm blameless, I'm irreproachable before God. En ek wil julle gou ietsie vertel van daai versie. Die woord sê, the prayer of a righteous man and woman, thank you Maura, has tremendous power. Toe sê ek soos, okay Here, maar as ek nou holy and righteous is, dan is my gebed kragtig en lewensveranderend. Weet julle wat, dit het my hele gebedslewe ook geskuif. Want dit is nie uit my eie krag uit nie. Jesus het die prys betaal, hy maak my heilig. As ek dit begin glo, dan verander ek om meer en meer soos hy te word. En dan my ander favorite versie is Romeine 5 vers 17. Those who have received the abundance of grace and the free gift of righteousness will reign in this life through Christ Jesus. So, as jy nog nie woord ken nie, vat hierdie 3 verse. Leer dit uit jou kop uit. Sit jou naam daarin. Begin dit declare oor jou lewe. En ek beloof jou, in 'n jaar sal jou lewe nie meer dieselfde wees nie. I guarantee you. Maar weet julle wat? Ons vat nie die woord van God nie. Ons spreek dit nie oor onsself nie. Ons declare dit nie. Ons is in 'n tyd waar die woord van God is skaars. En ons ken nie ons Bybels nie. En die ding is, as jy net daai verse vat, begin dit 'n lus in jou wakker maak. Want ek weet die lus is nie noodwendig nou daar nie. Jy lees dalk die Bybel en jy wil nie slaap raak, jy verstaan dit nie. Maar as jy net basics vat en dit begin declare oor jou lewe, dan begin dit iets shift. So, dis God se woord. En ek wil vanaand vir jou sê, ek wil julle moet, hierdie is my eie ding wat ek opgemaak, dis nie ChatGPT nie. Get the word in you and sin will drop off of you. Gaan julle dit onthou? Get the word in you and sin will drop off of you. Julle het ongelukkig huiswerk. As jy nie kan stop met waarmee ook al jy besig is nie, of dit nou die ergste van die ergste sonde is, of jou meertjie, of whatever. Get the word in you and it will drop off. Toe Jesus deur die vyand versoek is, wat het hy gedoen? Hy het die woord van God gequote. Dit was die krag en sy swaard. So hoekom wil ons op 'n ander manier met versoeking werk? Kry die woord in jou. Die bondage van sonde sal afval. Ek garandeer dit vir jou, want die woord is 'n kragtige swaard. Julle hierdie Psalm het ek nog nooit in my lewe gelees nie. Psalm 119 vers 11. Your word I have treasured and stored in my heart, that I may not sin against you. Wow. Julle, hy sê, en is 'n amazing Psalm 119 vir die wat nie weet nie, dis die langste Psalm, nie? Dis hy, nie? En dit gaan net oor die woord van God. Gaan lees Psalm 119, dit gaan oor die woord en die krag van die woord. En een van daai skrifversies sê, ek het dit gestoor in my hart,
sodat ek nie teen U kan sondig nie. Hy het geweet, ek vat die woord, ek stoor dit, en dan gaan ek 'n blameless lewe leef. Jy het die woord nodig. Daar is nie 'n kort pad nie, daar is geen quick fix as jy wil breek met jou sondige natuur nie. Die woord van God moet lewend raak. Ons moet dit kan spreek, ons moet dit kan ken, dit moet kan lewe binne in ons. En dan, ons laaste punt vanaand, die sleutel. Sy groot genade help ons ook om op te hou met alles wat ons mee sukkel. Dis 'n amazing secret weapon en dit render die vyand hopeless. Hy het niks om op te staan as jy genade gebruik nie. Ek lees vir julle in 2 Peter 1 verse 2-3. May God give you more and more grace. Hy bid dit. Mag die Here jou meer en meer grace gee. Peace as you grow in His knowledge. By His divine power, God has given you everything to live a godly life. So hier sê Paulus, jy voel dalk nie so nie, maar God sê in sy woord, hy het vir jou alles gegee om 'n godly life te leef. Hy het die whole package klaar vir jou gegee. Dis moontlik. Moenie dink dis nie moontlik nie. Dis moontlik, want sy grace wat gemultiply word in jou lewe, gee jou divine power om vry te breek. En daai divine power is dunamis, die woordjie dunamis in die Grieks. En dit beteken krag. Dis soos dynamiet. Kadoem. Julle weet daai? Wie kan dit beter? Ek dink jy kan dit dalk beter vir my doen, nê? Dit is iets wat ontplof, dit activate, dit verander. Ek het hier geskryf, dit bring iets in jou lewe tot stand. Dit is die krag, grace, dit bring iets tot in jou lewe in stand. So genade, so baie van, ek gaan eintlik vir julle vra, genade. As jy gou in 1 tot 4 woordjies moet dink en vir my sê, wat is genade? Dink gou. Wat is genade? Iets wat jy nie verdien het nie. Wat nog? Liefde, mooi. Wat is genade nog? Guns. Kan nog ietsie? Gratis geskenk. Voorreg, yes. Alles beautiful. Maar het jy ooit gedink dat genade is jou krag? Grace is power. It gives you power. Dit sê so in Petrus. Mag sy grace multiply, sodat sy divine power jou alles gee wat jy nodig het vir 'n godly life. Ek gaan dit nog 'n plek vir julle bewys, want ek sien julle glo my nie so lekker nie. Ek het julle nou 'n bietjie gegooi hierso. Waar kom sy nou vandaan? Genade is krag. Genade is die most powerful krag wat jy het om vry te breek van 'n sondige natuur. Paulus, 2 Korintiërs 12 vers 9. Hy het egter vir my gesê, my genade is genoeg vir jou, want my krag kom juis in swakheid tot volle verwensliking. Sy genade is gelyk aan krag. Genade is dus God se bemagtiging in jou lewe. Maar ons dink nie so daaraan nie. Ons dink nie dat sy genade enable ons om 'n godly life te leef nie. So, ek het nog so baie om te sê, maar ek kan voel, ek verloor julle so 'n bietjie hierso. Hou net by. Okay. So mense weet, sê genade red ons, dit vergewe ons, is 'n vrygeskenk, maar nou sê ons genade is krag. En ek wil net gou, want ons is in die woord vanaand, so mense sukkel met al hierdie goeders in hulle lewe, maar genade gee vir ons dynamietkrag, dunamis krag om vry te kom. Wil jy moet dit onthou vanaand, Jesus se genade gee jou die krag om van alles vry te kom wat jy mee sukkel op die oomblik. Maar jy kan dit nie uit jou eie krag uit doen nie, dit is uit sy krag uit. Nou, ek wil net gou vir julle lees, in Romeine 6,
Romeine 6 wys jou dat sonde moenie heers in jou lewe nie. Ek gaan gou dit vir julle lees. Hierso wys Jesus vir ons hoe dood is sonde in ons lewe. Net Romeine 6, vers 6 sê, we know that our old sinful selves were crucified with Christ, so that sin might lose its power in our life. Dit sê, sonde can lose its power in our life. Wat sê vers 7? For when we died with Christ, we are set free from the power of sin. Weer, jy's vry van sonde. Hoor wat die Here vir jou vanaand sê. Hy wil hê jy moet vrykom. Verse 10, when he died once to break the power of sin. Vers 11, you should also consider yourselves to be dead to the power of sin and alive to God. Hoeveel keer kan die man sê, sonde is dood? Sin is no longer your master. Vers 18, now you are free from the slavery of sin, and you have become slaves to righteous living. Wow. Vers 22, but now you are free from the power of sin, and have become slaves of God. Now you do those things that leads to holiness and result in eternal life. Dit is die beloftes van God se woord. Dit is hoe dood sonde in realiteit is as gevolg van die kruisdood van Jesus Christus. Die enigste rede hoekom ons nie hierin wandel nie, want ons ken nie God se woord nie. Ons laat nie toe sy krag van genade en die Heilige Gees om ons te verander nie. En meeste van die tyd wil ons nie van die sonde ontslae raak nie. Ons troetel dit. Ons noem dit nie wat God dit noem nie. Jesus is baie ernstig daaroor om jou vry te maak van die kettinge wat jou in sonde vasgebind het. Hy het sy lewe vir jou gegee. En hy is hier vanaand om jou volkome vry te maak van wat dit ook al is waarmee jy sukkel. Klein of groot, dit maak nie sin, maak nie saak nie. Daar kan jy nie ophou series vir series kyk nie. Ek praat sommer nou met myself. Jesus wil jou vrymaak van dit. Dit steel by jou. Jy is eerder veronderstel om die series in sy woord te lees, sodat jy kan verander en transformeer. Daar's nog soveel baie ander sleutels. Maar ek wil net vir jou daai 5 sleutels, want daar's nog ander sleutels om te breek met sonde, maar ek dink hierdie is vir my die belangrikste. Erken jou sonde. Dan moenie dit pamper lang nie. Sonde is sonde. Soek sy teenwoordigheid. Ken wie jy is in hom. Daai versies, gaan lees dit, spreek dit oor jouself en kry die woord in jou. Laat sy groot genade oorneem in jou lewe. So terwyl ons hier so sit vanaand, is Brigitte nog hier so. Soos Brigitte, dankie Bie. Sy het ook al 'n plek ingeneem, dankie. So julle, Jesus het gekom om ons vry te maak. Hy het genuine gekom om ons vry te maak. Sy bloed, sy kosbare bloed het die prys betaal. And you should have died to sin. En hy kan jou in 'n oomblik van dit vrymaak, want dit is hoe kragtig ons Here is. Maar jy moet so 'n bietjie saamwerk. En jy moet so 'n bietjie doodgaan tot jouself. Nou terwyl jy daar so sit vanaand, wil ek jy moet net jou oë toemaak. Net hoor wat ek nou sê, soos ek vir ons bid. Dalk is jy nog 'n natural man vanaand. Ek hoor nou die dag 'n storie van 'n dominee wat na 20 jaar, hy was vir 20 jaar in die bediening, toe kom hy eers tot wedergebore. 20 jaar reeds in bediening, toe kom hy agter, hy het actually nog nie Jesus Christus aangeneem as sy verlosser nie, want hy het groot geword in religion, en hy het net gedoen wat almal doen.
moenie een van daai wees nie. Jy moet 'n dag en 'n datum hê waar jy gesê het, Jesus, ek kies U en ek vra U om my lewe oor te neem. As jy nog nie daai besluit vanaand geneem het nie, dan wil ek jou nooi om vanaand vorentoe te kom. Want hier is 'n groot geleentheid as jy voel jy wil vrykom en jou lewe vir hom gee. En iemand hier sal saam met jou bid. So dis die eerste uitnodiging vanaand. As jy nog nie hom gekies het nie en jy voel hoe hy trek in jou hart vanaand. Hy wil 'n pad met jou begin stap en hy wil jou vrymaak van alles wat jou verhoed om vry te kom. Dis die eerste uitnodiging. En die tweede uitnodiging is as jy sukkel vanaand met carnality, daar's 'n gewoonte of iets wat vashak in jou, jy sit in 'n siklus vas, jy kan nie vrykom van dit vanaand nie, en jy het besluit, I'm owning this sin, I'm calling it sin, and I'm laying it down, and Lord, I'm asking you to come set me free by your blood, through your word and through your Holy Spirit. Dan wil ek jou uitnooi om ook vorentoe te kom, maak nie saak wat dit is nie, en kom staan net hier voor, en iemand sal saam met jou bid, en saam met jou saamstem, en jou help om dit oor te gee, en God se vryheid daaroor te spreek. En ek wil vra, die wat saam altyd bid, en kan intree en bedien, asseblief staan by. Hierdie is vir jou 'n geleentheid vanaand, om vry te kom. So as jy vas is vanaand, kom vorentoe. Ek gaan vir Brigitte vra om ons net te bedien met 'n lied. En jy is so welkom om net vorentoe te kom en om hierdie besluit te neem vanaand. Laat iemand saam met jou bid. Bring dit, lê dit neer en stap vry uit vanaand. Want hy praat met jou vanaand. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, 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 break every chain. No sufficient sacrifice, so freely given, such a price for our redemption. Heaven's gates swing wide. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up. Break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain.
Ek wil net sê vir jou vanaand, as jy nie moed gehad het om op te staan nie, dis okay. Dan bless ek jou net daar waar jy sit vanaand. Jesus is by jou. Jesus is by jou. En hy sal jou vrymaak. Here, ons sê vir U dankie. Mense, kom ons staan net vir 'n oomblik en hier's twee heldinne wat hier uitkom. En ek weet so dat jy vasgevang is en jy voel soos kettinge in 'n hand wat jy so vashou. Terwyl Suzelle so praat, is een van daai aande wat jy lig en wat die lig net kan skyn in jou eie hart. Een van my vrae was terwyl sy so praat is, maar wat as ek dit na die Here toe bring en môre doen ek dit weer? Wat as ek dit vanaand na die Here toe bring en het voel net so ek is vasgevang in hierdie bose kringloop en ek is al so moeg om vergifnis te vra. Weet jy, ek het 'n antwoord vir jou vanaand en sy het dit genoem, pursue His presence. Soek sy teenwoordigheid. Maak 'n besluit vanaand dat ek een movie minder kyk en die deur toe maak en in daai tyd net om soek in die skrifte. Ek bid dit vanaand oor jou dat jy so dors sal wees wat 'n ou wat biltong geëet het, sakterige biltong en al wat jy nou kan aan dink is om jou dors te les. Is daai gebed wat ek jou bid vanaand soos 'n hert wat smag na waterstrome. Al wat ek nou soek is water. Al wat ek nou aan kan dink is om geles te kan word deur die een wat vir my water kan gee. En ek weet dat hy jou roep vanaand. En ek weet of ek weet dit nie altyd, dat ek dit nie kan verstaan, dat mense so skie is om jou kettinge te bely. Miskien is jy skaam daaroor. Ja, miskien is ek reg, jy is skaam, jy is verleë. Want jy moet letterlik vorentoe kom vanaand en jy moet dit noem wat dit is. Ek het 'n probleem met pornografie. As iets wat gebeur as jy dit sê en erken, maar ek is so skaam daaroor. Ek is so moeg om geïrriteerd en ongeduld, ek so moeg, whatever jou moegheid is. Kan ek jou vra vanaand? Kan die Here jou vertrou vanaand dat daar waar jy dan staan, kan jy met 'n belydenis na hom toe kom vanaand? Kan jy dit op die naam noem wat dit is? Dis 'n begin. En terwyl die musiek net so speel, ek gaan jou nie vorentoe nooi nie, tensy jy gebed nodig het daarna. Maar ek vind dit sodat jy vanaand ryker kan wees. Dat jy vry kan uitstap deur net 'n belydenis te maak. Hy wat met sy hart glo en met sy mond bely, hy sal gered word. Gered beteken ook om vrygemaak te word. Gesond gemaak te kan word van jou gebrokenheid. Dat jy nie beroof is van jou maksimum lewe nie. Gaan jou vra vanaand dat jy net so 'n belydenis maak. Laat jou lippe net so 'n bietjie beweeg, dit wat jy nou aan dink, en ek bely my sonde. En dan noem jy dit op die naam. Ek bely my luiheid.
bely daardie ding wat jy nou so sukkel om oor jou lippe te sê, want jy's te bang om so iets selfs in 'n kerk te noem. Maar dit is okay, soos Suzelle sê. Noem dit op sy naam. Noem dit vir wat dit is. Dit is soms nodig om so selfgeskok te kan wees. Soms begin jou redding, of kom ons noem dit eerder jou bevryding, begin met 'n erkenning. Ek bely dit. Jene mense, en daar's baie goed wat ek moet bely. Ek het mentors hier wat hier sit in die kerk vanaand, wat weet, ek druip die toetsie elke week. Maar die Here weet dat ek bely elke dag. Wil jy nie op 'n oomblik nou bely nie? Terwyl jou oë gesluit is net. Terwyl jy daar alleen staan, bely nou, bely dit. Bely jou tekortkominge, bely jou sondes, bely jou donkerte, bely daardie duisternis wat jy voel, is soms so oorheersend in jou liggaam, in jou vlees. Bely, ek wil ophou skinder, bely, ek wil ophou oordeel, bely, erken, ek is hoogmoedig, bely, en dan hierdie gebed. Ek kan dit nie vir jou bid nie, maar jy kan dit vir jouself bid. Maak my so dors, Here, maak my dors. Want hy sê daar's lewende water wat hy jou sal gee, wat jou sal vul op maniere wat jy nie verstaan nie. Maar bid vanaand, Here, maak my dors vir u woord. Maak my dors vir u teenwoordigheid. Dat ek soos Dawid kan bid en sê, een dag saam met u is beter as 1000 dae sonder u in u teenwoordigheid. Here, maak my dors. Here, maak my dors. I want to thirst. I want to thirst for your presence. Here, u teenwoordigheid. In u teenwoordigheid word mense gesond. In u teenwoordigheid is daar vrede. In die teenwoordigheid is daar wysheid en insig en onderrig. In die teenwoordigheid drop die sonde van jou af. Maar jy moet dit bid vanaand. Here, ek dors na u en ek pursue u presence, u teenwoordigheid. Maak jou keuses vanaand. Scrolling is 'n groot ding in ons jong mense, maar ook ons ouer mense en ook in my lewe. Ek kan vir ure lank scroll tot vervelings toe. Wil jy nie 'n besluit maak en soos 'n ouer jouself beperk en sê 15 minute. Ek gaan scroll vir 15 minute en dan gaan ek vir 20 minute sy woord bestudeer en in sy teenwoordigheid gaan. Ek wil dit net vir jou prakties maak want dit is so maklik soos wat dit is. Ons sê nie gooi jou foon in die toilet nie. Ons sê wees waaksaam. Pas op dat jy die kanel bly nie. Smag na 'n geestelike mens toe, want God is gees en hy ontmoet net met gees en gees. Hy wil jou wegwys vanaand. Hy wil jou help vanaand. Vra hom. Here, ek kan nie vroeg opstaan nie. Ek is so lief vir my slaap. Vra hom vanaand, Here, maak my wakker. En bring my in 'n gewoonte in. Ene mense, jy kan hom enigiets vra, hy wil jou help vanaand. Maar ek gaan jou stuur met hierdie wete. Ek het bely vanaand en ek smag na sy teenwoordigheid. Ek smag daarna. In Jesus naam, Here, seën ons elke siel. Ons seën elke geestelike mens. Ons seën elkeen wat 'n kind van U is en nou geword het.
Here, en ons bid, Here, dat U elkeen so sal lei met U persoon, met U teenwoordigheid, met U presence. Dat hulle vol sal word van die woord, dat sonde net van hulle afval. Dat hulle lig deur hierdie lewe sal gaan, met oop oë, met 'n hart wat bruis van vreugde en blydskap. 'n Gevulde en 'n vervulde lewe. Ons bid dit nou oor elkeen hier, Here, dat hy jou nou seën met genade, met krag, that you will live this godly life that you are called for, wat jy geroep voor is. Ons stuur jou nou met daardie lewe, dat jy het verander en jy is nader aan hom. Ons seën jou in Jesus naam. Amen en amen. Jy is so welkom om 'n rukkie nog hier te sit en te wy. So 'n mooi lied.